Ek gaan vandag gou vir julle die digitale teleskoop reeks van D&T Optics wys. En ek gaan begin hierso met die Zulus reeks. En dis 'n digitale dag-nagsig. Hulle kom in twee vergrotings, 'n 5:20 en 'n 3:12. 5:20 is lekker as jy 'n bietjie meer wil inzoom, 'n 3:12 as jy 'n wyeer field of view wil hê. Hulle kom ook in 'n weergawe met 'n rangefinder en hulle kom in 'n weergawe sonder 'n rangefinder. So 3:12, 5:20 met 'n sonder rangefinders en hulle albei is infrarooi en dagsig. As kyk ons oor na die Thermite reeks toe. So die Thermite reeks is essensieel die Zulus met 'n thermal komponent by. Op hierdie stadium kom hulle in 3 verskillende modelle uit, in die 225, 335 en die 635. Natuurlik die 225 is die entry level enetjie en dan beweeg hulle op daarvan af. Die dagsig, nagsig, thermal, rangefinder, ballistic calculator. So net soos met die Zulus kan jou dier range, jy kan jou ballistics upload en dan sal ek vir jou wys waar jy moet nou. Dan gaan ons ook na die Hydras 3 modelle 225, die 335 en die 635 en hulle is net pure thermals, maar hulle noem dit 'n 3-in-1. So jy kan hom gebruik vir 'n handheld ook of jy kan hom op jou geweer sit en hy het 'n kruishaaf van sy eie soos 'n losstaande teleskoop heeltemal op sy eie, of jy kan hom ook voor 'n ding soos 'n LPWO sit. So as jy 'n AR het wat 'n LPWO op het en jy wil 'n thermal in die voorkant sit, dan kan jy hom ook doen. Hulle het 'n baie nice mount wat binnekort uitkom uit, maar dan kan jy hom as 'n clip-on vir jou LPWO sit. So use case vir die goeders varieer. Hulle almal is 50 BMG rated, so jy kan hom op enige kaliber gebruik wat jy sou wou. Die meeste nagsigte is jou eye relief is relatief kort. So ek sal nie voorstel dat jy die 375 sonder 'n silencer sit nie. Jy mag net 'n merkie op die oogbank los, maar jy kan hom op enige geweer sit. Ouens gebruik dit op PCP's regdeur tot 308. Hy sal die recoil sal hy kan hanteer en jy kan die ballistics vir enige wapen upload en hy sal werk. As jy enige vrae het, los asseblief 'n comment. Ek sal vir julle antwoord daar. Tot volgende keer.